Soos julle reeds weet, skryf julle volgende week Woensdag, die 12de Maart, NS. Ok, wetenskap. Nou, ons begin met tema 1, lewe en lewende wesens. Ok, nou, lewende organismes en nie lewende voorwerpe nie. Lewende organismes, so, alle lewende organismes groei en verander. Ok, hy moet kan groei en hy moet kan verander om lewendig te wees. Dan, alle lewende organismes het kos, water en lig nodig om te lewe. Ok, as hy nie kos kry nie, kan hy nie groei nie. As hy nie groei nie, is hy nie lewend nie, want groei is deel van die 7 lewensprosesse. Nou, alle lewende organismes voer die 7 lewensprosesse uit. Beweging, asemhaling, voeding, uitskeiding, voortplanting, waarneming, daai sensoriese waarneming, waar jy jou sintuie gebruik, jou oë, neus, ore, mond en vel, en dan groei. Nou, as ons begin onder toe beweeg, die 7 lewensprosesse. Kyk, voeding. Voeding is lewende dinge, neem materiale in vanuit hulle omgewing, wat hulle gebruik om te groei en energie te verskaf. Voeding is dus die proses waardeur organismes energie en rou materiale verkry van voedingsstowwe soos proteïene, koolhidrate en vette. Nou, as jy dink aan diere, ons kry ons verskillende diere, karnivore, herbivore, omnivore. Nou, karnivore kry hulle energie van die diere wat hulle vang en eet, van die vleis, die proteïene. Herbivore kry hulle energie en kos van die plante wat hulle eet, die koolhidrate, vette, party plante het proteïene ook in, ok, so sampioene, het baie proteïene in. Nou groei, alle lewende dinge moet groei, anders is hy nie lewend nie, ok. Voedsel word gebruik om nuwe selle te produseer en die aanhoudende toename van selle en die grootte van selle staan bekend as groei. Nou, as ons kyk na 'n kar, lewe 'n kar? Nee, 'n kar lewe nie. Ok, jy kan of 'n klein kar koop of 'n groot kar koop. Jou klein kar gaan nie groot word nie. Ok, maar as jy kyk na 'n klein diertjie soos 'n baba hondjie, hy kry melk van sy ma af en dan word hy bietjie groter en groter totdat hy self kan begin pellets eet, self kan begin kos eet. Dan groei hy nog verder totdat hy volwasse is, sy grootste gedeelte is. Dan voortplanting. Vir dinge om aan te hou lewe en vir dinge om meer te word, moet daar voortplanting wees. Ok, dis hoe hulle nuwe lewe voortbring. Sommige diere lê eiers en ander word weer lewendig gebore. Nou, plante groei vanaf sade of steggies. Waar kan ons sade kry as dit kom by plante? Waar? Van hulle blomme af, van hulle vrugte af, ok. Ons kan ook ander plante groei van hulle wortels af, van hulle blare, soos vetplante, hierdie vetplante in my klas, as jy sy blaartjie afbreek en hom in die grond druk, en hy sal wortels maak, ok. Nou, diere wat eiers lê is hoenders, voëls, haie, ok, ja, haai lê eiers, hulle broei net uit binne in die ma se maag, en dan kom die klein haaitjie uit. Nou, diere wat lewendig geboorte gee, soos walvisse, dolfyne, honde, katte, mense. Asemhaling of respirasie. Asemhaling is die uitruil van gasse en vrystelling van energie wat afkomstig is van die voedsel in die lewende selle. Nou, lewende dinge breek voedsel af in selle om energie te verkry en vry te stel wat noodsaaklik is om lewende prosesse te kan uitvoer. Kyk, ons kry suurstof in wat die plante vrystel, waar die plante weer koolstofdioksied kry wat ons weer vrystel. Ok, uitskeiding. Alle lewende dinge, soos plante en diere, moet van afvalstowwe ontslae raak. As gevolg van talryke chemiese reaksies wat in die selle plaasvind, moet lewende dinge van afvalstowwe ontslae raak, aangesien dit selle kan vergiftig. Nou, ons moet ontslae raak van ons afvalstowwe binne in ons lyf. Kyk, ons moet toilet toe hardloop vir 'n nommer 2. Andersins, as jy dit opbou en opbou, jy knyp dit die hele tyd, dan bou daar giftige gasse in jou liggaam op. En ongelukkig, jou darmes kan bars as gevolg van dit.
en dan het jy groot moeilikheid. Plante moet ook ontslae raak van daai afvalstowwe wat hulle binne in hulle opbou. Maar dit word vrygestel in die vorm van suurstof wat ons weer inasem. OK. Dis deur die proses van fotosintese. OK. Dan uitskeiding word gedefinieer as die verwydering van toksiese of giftige materiale wat die produk is van afvalstowwe van metabolisme en stowwe wat oortollig is in die liggaam. OK. Hoe vinniger jou metabolisme is, hoe vinniger breek jou liggaam stowwe af. OK. In ander woorde, hoe vinniger raak jy weer honger, hoe meer energie het jy, hoe vinniger moet jy badkamer toe hardloop. Nou, sensoriese waarneming, dit is waar ons sintuie gebruik. Alle lewende dinge is bewus van en reageer op stimulus uit hulle omgewing, byvoorbeeld lig. Okay, het jy al vroeg in die oggend, as jou ma of jou pa die lig aanskakel, dan trek jy oë so toe. Okay, dis hoe jou liggaam reageer op 'n iewes skielike skerp lig. Of as jy in 'n donker tonnel gery het en jy kom uit, daai skerp lig, dan moet jy oë bietjie toemaak of jy sit net 'n sonbril aan. Temperatuur. Jou vel reageer op temperatuur. As jy buite toe gaan en is koud, dan trek jy jou baadjie aan. Of as jy uitgaan en is warm, dan trek jy jou baadjie uit. Selfs as jy vir jouself 'n bad tap. Jy kan mos voel hoe warm is die water. As dit te warm is, dan brand dit jou en dan gooi jy koue water by. Nou, daar is ook water, jy moet water drink. Jou liggaam kan net 3 dae sonder water funksioneer. Na 3 dae gaan jy dood. OK, en alles wat jy drink het water in. Koeldrank, koffie, melk, al daai goed het deesdae water in. OK. Gravitasie en chemiese stowwe. Jy reageer op die gravitasiekrag van die aarde. OK, dis wat ons op die grond hou. Chemiese stowwe, as jy slegte reuke of iets inasem, deur jou neus, dan kom jy agter, wow, daai kind se maag moet nou gaan werk. OK, dus jy reageer op chemiese stowwe. Ook op dinge wat lekker ruik. OK, jy kan ruik as iets lekker ruik, of as iets stink, of as iets suur ruik. OK, nou, beweging. Alle lewende dinge beweeg. Diere kan hulle liggame beweeg, plante beweeg dan weer op verskeie maniere. Beweging kan ook so stadig wees dat dit moeilik is om dit te sien. Plante groei na die son toe, met ander woorde fototropiese beweging, en wortels af in die grond in, met geotropiese beweging. Sien jy as jy by die huis kom, hoe jou boom besig is om te groei? Nee, jy doen nie. OK, want hy groei ongelooflik stadig. So, maar jy weet hy groei, want oor 'n maand of 'n jaar is hy bietjie langer, hy's bietjie hoër. So hy groei net baie stadig. Jy sien in 'n korter tydperk hoe vinnig jou hondjie of jou kat groei, of hoe vinnig jou boetie of jou sussie groei. OK, want dit is groei en beweging wat bietjie vinniger plaasvind. Nou, plante beweeg deur of om rankplante te wees, wat teen 'n muur op beweeg, of teen 'n boom op te groei, soos ivies, OK, of onkruid. Ander beweeg weer deur die wind wat waai, wat hulle takke en hulle blare waai. Sonneblomme beweeg weer deur om die son te volg. OK, daar waar die son opkom, daar is die sonneblom se kop, en daar waar die son sak is die sonneblom se kop. OK, so hy draai 'n hele 180 grade om die son te volg. Dis ook hoekom hulle hom 'n sonneblom noem. Nou, diere kan of swem, of op 2 bene hardloop, of op 4 bene hardloop. Hulle kan spring, hulle kan vlieg, hulle kan seil. OK, so slange wat seil, kangaroos wat spring, klein voeltjies wat spring of vlieg, visse wat swem, slange wat seil. OK, nou kom ons by nie lewende dinge. Nou hierdie is dinge wat glad nie meer lewe nie, OK? Hulle is dood. Karre, huise, jou baadjie. OK, hulle is dood. 'n Boom wat afgekap is dood. OK, want hy gaan nie meer groei nie. Hy kan nie meer asemhaal nie. Hy is heeltemal verwyder van daardie lewensprosesse af. Nou, hulle benodig nie lig, water of kos nie, maar hulle is deel van elke habitat. OK, 'n boom wat omgeval het, hy is dood, maar hy is deel van die habitat, want hy gee weer kos vir ander plante, vir ander klein diertjies wat hom afbreek. OK, karre is deel van ons habitat waarin ons bly. OK, nou, plante benodig die volgende om te groei. Hulle het sonlig nodig.
sodat hulle kan fotosinteer, sodat hulle energie kan maak, kos vir hulle self kan maak. Hulle het lig nodig. Okay? Hulle lug is koolstofdioksied. Dit wat ons uitasem. Hulle het dit nodig om te kan asemhaal. Hulle het water nodig om kos te kan kry van onderaf en om te groei. En minerale of voedingsstowwe vanuit die grond uit. Ek weet nie of julle al op 'n kompossak gekyk het nie. Daar staan NPK. Okay? Nitrogen, fosforus en kalium. Okay? Nou, wat dit beteken is, dit is al die tipe kosse wat plante nodig het. Die een help vir die blare, die een help vir die wortels en die een help vir die blomme. Okay, om dit mooi te maak. Dan, as ons omblaai, wanneer 'n saad sonlig, lig, water en voedingsstowwe het, begin dit groei of ontkiem. Soos daai boontjie, okay, as jy vir 'n bietjie water opsit, dan sien jy hoe breek hy oop. En dan kom die klein stingeltjie uit. Dan, ons noem die klein plantjie 'n saailing. Plante kan ook groei van dele van ander plante af, soos dele van die stam of blare. En plante groei ook uit stiggies uit. Nou, die struktuur van 'n plant. Plante het verskillende strukture. Ons weet, ons het al daarmee gewerk. Wortels, blare, stamme of stingels, blomme, vrugte en sade. Nou, wortels anker die plant in die grond. Dit absorbeer voedingsstowwe en water uit die grond uit en stoor dit dan ook in kos. En die wortels, soos aartappels, patats, wortels, hulle is alles wat in die grond is. Dis wortels wat jy kan eet. Maar ander plante het weer wortels wat hulle sterk maak. Kyk, wat hulle anker in die grond, sodat die wind hom nie net kan omwaai nie. Die stam of die stingel hou die plant regop. Anders sou ons net hier en daar 'n blommetjie gesien het wat lê in die grond. Dit voer die water en die voedingsstowwe na die ander dele van die plante toe. Sommige plante stoor kos in hulle stamme, soos kaktusse, vetplante, suikerriet, asperges. Hulle stoor alles hulle kos in hulle stamme. Daai stingel wat jy sien wat so regop staan. Nou, die blare gebruik lig, water en voedingsstowwe om kos te produseer. Hulle verander koolstofdioksied in suurstof deur fotosintese. En sommige plante stoor hulle voedsel in hulle blare. Spinasie, kool, blaarslaai, al daai goede wat jy kan eet, stoor hulle kos in hulle blare. Nou, blomme. Ja, dit is baie mooi, maar dit maak vrugte wat sade hou. Blomme lok ook voëls en insekte met hulle geur en kleur en nektar, sodat hulle styfmeel kan versprei. Waar die mannetjieblom die styfmeel gee, vat hy dit na die wyfieblom toe en so word die blom dan bestyf. Selfs met vrugte. Sommige plante stoor voedsel in hulle blomme, soos blomkool en broccoli. As ons kyk na vrugte en sade, sade word in vrugte gevorm. Sade kom in verskillende groottes en vorms voor. As jy al gekyk het na grenadella, het jy al grenadella gesien? Kyk, hy klein, baie klein saadjies binne. Of 'n mango, wat weer 'n groot saad in die middel het. Appels wat weer klein saadjies in die middel het. Wartlemoen wat verskillende baie klein swart saadjies het, okay? Nou, plante wat hulle voedsel en hulle sade stoor is soos ertjies, boontjies, neute, okay? Nou, kom ons by die struktuur van plante weer eens. Ons het nou klaar gesê, wat is die verskillende dele van die plant? Maar as ons kyk na die prentjie, bo het ons blom, dan ons blaar, die vrug, die saad wat binne in die vrug is, die stam of stingel wat die hele plant regop hou, en dan die wortels wat die plant anker in die grond. As ons kyk na, ons glo baie kosse is groente, maar hulle is eintlik vrugte. As dit saadjies of pitte het, is dit 'n vrug. Kyk, tomaties is vrugte. Nou, hierdie is die verskillende dele van die plant wat ons kan eet. Kyk, die tomatie is 'n vrug, so ons eet die vrug van die tomatieplant. Komkommer, ons eet die vrug, druiwe die vrug, kool die blare, aartappels, scheelwortels, die wortels. En dan is daar nog ander voorbeelde. Nou, op ons laaste bladsy het ons die lewensiklus van 'n plant. Ons kan sien, hy begin by 'n saadjie, hierso, begin hy by sy saadjie.
Van die saadjie af ontkiem hy as hy water of kos kry. Van daar af kry hy sonlig, waar hy 'n saailing word. Van die saailing af word hy al groter, so hy word 'n volwasse plant, en dan vanuit die volwasse plant kry ons dan sade en vrugte. En so begin die hele lewensiklus van die plant van vooraf. OK, nou, as daar enige verdere vragies is, kan julle my na die tyd vra. OK, maar dit is dan ons leerpapier vir NS vir hierdie kwartaal.